Ek sien deesdae hoe tegnologie al hoe meer 'n wurggreep op ons lewens het. Moenie my verkeerd verstaan nie, ek is mal oor tegnologie, ek is mal oor sosiale media, ons besighede gebruik dit vir bemarking, ek self gebruik dit om te bedien, maar ek sien al hoe meer in die laaste tyd hoe as jy toelaat dat tegnologie en sosiale media jou lewe oorneem, hoe dit verhoudinge kan vernietig, huwelike kan vernietig, verhoudinge tussen kinders en ouers kan vernietig. Ons moet versigtig wees want baie van ons is deesdae 24 uur aanlyn en dan brand ons ook uit. Daar is deesdae iets soos tegnologiese uitbranding. Ek het dit nie eens geweet nie. Interessant is dat navorsing het bewys dat daar deesdae iets bestaan soos eposapnee. En dit is dat jy letterlik vir 'n paar oomblikke ophou asemhaal, is daar epos in jou mandjie beland. Want sien, ons primitiewe brein sien die epos-boodskap as 'n bedreiging. En nou gaan ons in 'n veg, vlug of vries reaksie in. En dit neem selfs 67 sekondes, sê die slim mense wat navorsing hieroor gedoen het, vir jou om kalm te raak, voordat jy kan fokus op daai epos in jou mandjie. Hulle sê mense liggaam begin streshormone vrystel, die oomblik as jy al hierdie werk sien wat vir jou wag. En die probleem is, deesdae neem mense slimfone oral. Hulle vat dit gimnasium toe, hulle vat dit saam met hulle bed toe, hulle vat dit selfs toilet toe. Ons is 24 uur lank aanlyn. Ons kan dit nie meer ontken nie. Tegnologie is besig om 'n wurggreep op ons lewens te hê. Hulle sê in China is daar 300 klinieke vir mense wat aan digitale uitbranding ly. Mense oë begin brand, jy slaap nie meer lekker nie. Wanneer jy rooi ligte moet sien is, wanneer die eerste ding wat jy in die oggend doen is om op jou foon te kyk, en die laaste ding wanneer jy gaan slaap in die aand is, om op jou foon te kyk. As jou oë die hele tyd branderig is en jy al ewig moeg is, sien die rooi ligte. Ag, weet jy wat, ek wil jou sommer net aanmoedig om weer te begin leef in die regte lewe. Want ons leef deesdae in twee parallelle wêrelde, hierdie virtuele wêreld hier bo ons in kuberruim, en dan die fisieke wêreld wat nog steeds vir ons baie eise stel. En baie keer is mense nou so in 'n sentrum stap en jy kyk by restaurante en koffiewinkels en dan sien jy dit. Mense wat teenoor mekaar sit, hulle is veronderstel om saam te eet en saam te kuier, maar albei is op hulle fone besig. Hulle is daar, maar hulle is ook nie daar nie. Hulle is by mekaar om saam te kuier, maar eintlik is hierdie vriendin besig om met haar ander vriendin te kuier op Facebook wat in Mauritius is. En hulle kom nie by mekaar uit nie. Dis besig om ons verhoudinge aan te tas. Ons leef nie meer aandagtig nie. Ons is nie meer hier en nou in die oomblik nie. En kenners meen dat ons al hoe meer depressief gaan raak as gevolg van dit. Een van die dinge wat mens werklik gelukkig maak, wat werklik vir mens vreugde verskaf, is wanneer jy aandagtig leef, wanneer jy die lewe proe en nie net haastig afsluk nie. En omdat ons in hierdie twee wêrelde leef, 'n virtuele wêreld en 'n werklike wêreld, en ons al hoe meer in hierdie virtuele wêreld is, leef ons nie meer aandagtig nie. Ek wil jou uitdaag om weer te begin leef, daar te wees, elke oomblik in te drink, om daai blom te ruik verby wat jy verbystap, om in daai persoon saam wie jy koffie drink, se oë te kyk en regtig te hoor, maar hoe gaan dit met jou? Ek lees nou die dag dat die gemiddelde mens word omtrent 75 jaar oud. En dit meen jy het so 3900 saterdae tot jou beskikking. En as jy nou iets in jou 40's is of so, dan het jy nou alweer omtrent die helfte minder saterdae oor. So daarom moet ons elke Saterdag benut na die beste van ons vermoë, met ons geliefdes tyd spandeer, die lewe aangryp, carpe diem. Fokus op dinge hier om ons. Moenie net soos 'n passasier op 'n vliegtuig wees en dinge gebeur hier al om jou, maar jy ervaar nie meer die lewe nie. Jy leef oppervlakkig, want jy is nie meer bewustelik in hierdie lewe nie. Ja, die Here sê, dit is die dag wat ek gemaak het. Wees bly daaroor, juig daaroor. Gryp